elke nou en dan gaan jy my hoor sê, die Jode, die VSA en die Britte sit agter die ANC-regering. Hulle het gesorg dat die ANC-regering in beheer kom. Hulle hou die ANC-regering in beheer vir die laaste 30 jaar. Dis die Jode se mainstream media in Suid-Afrika, waar die ANC se misdade toesmeer en fokus op die probleme, die regses is die probleme, die blankes is die probleme, maar die swartes is nooit 'n probleem nie, die swart regering is nie 'n probleem nie, en hulle kom weg met moord. Dit het alles te doen met die Jode se hidden hand. En ek het al vir jou daar op gewys dat Julius Malema is 'n dubbelagent, hy werk vir die Chinese, maar hy werk definitief vir die Britte ook. En dis nie iets wat ek sê, dis iets wat Cyril Ramaphosa sê. So die EFF is tot stand gebring deur die Britte, deur MI6. Hulle het die geld gegee en hulle het vir hom mooi verduidelik wat om te doen. So hy is wat ons noem Britse intelligensie asset. Nou ja, hoe dit ook al sy, as jy mooi luister na hoe die Jode dink oor hulle manier van doen in die Joodse staat, daar bo in die Midde-Ooste, dan stem dit ooreen met dit wat die ANC doen. So, daar is 'n duidelike patroon tussen die Jode se manier om hulle self te regverdig en hulle oorlogsmisdade te regverdig teenoor onskuldige burgerlikes, die gooi van bomme op stede, die gooi van bomme op vlugtelingkampe, op hospitale, op skole, die skiet van burgerlikes wat in 'n ry staan vir kos. Dit word alles geregverdig deur 'n bepaalde manier van dink. En daardie bepaalde manier van dink kry ons ook by die ANC. Maar luister gou na wat sê hierdie Jood. Reg, is interessant, daar's baie Jode wat praat teen die Joodse staat en die manier van dinge doen daar. En hier is een so 'n besondere Jood. So laat ons hom kudos gee daar waar dit nodig is. En luister mooi wat hy sê, wat is die rede hoekom hulle die Palestynë erger as diere behandel? 3 principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. B, there were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. But the third set of values is the most dangerous one, and this is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us Israelis to live in peace with everything, because if they are not human beings like us, then there is not really a question of human rights. And if you scratch under the skin of almost every Israeli, you will find it there. Almost no one will treat the Palestinians as equal human beings like us. Nou die man wat hier praat is Gideon Levi en hy's 'n baie bekende Joodse joernalis. Hy skryf nou nogal vir Haaretz. En hy noem 3 baie belangrike punte. Hoe die Jode die reg vir hulle self toeëien om 'n volksmoord uit te voer. En nou sê ek vir jou, die swart regering, die ANC regering, gebruik dieselfde beginsels om hierdie volksmoord op die boerevolk uit te voer. Die eerste beginsel wat hy sê is, they are the chosen ones, en daarom mag hulle maak wat hulle wil. Hier in Suid-Afrika sê die swartes, maar hulle was eerste hier, en die grond behoort aan hulle, en die Joodse media en die Engelse media het dit vir hulle vir dekades lang vertel, dat die blanke die grond gesteel by die swart man, en dit is eintlik die swart man se regmatige grondgebied. Die Jode sê, they are the chosen ones, God het vir hulle daai grond gegee daarbo in die Midde-Ooste, en daarom mag hulle dit vat. Kan julle sien die ooreenkomste? Reg, tweede ene, hulle is victims. Die Jode is victims. Hulle was hulle hele lewe, hulle hele bestaan is hulle victims, hulle slagoffers van hulle omstandighede.
En dit gee dan natuurlik ook die reg om enigiets te doen. Want as hy 'n victim is, kan hy enige eise instel. Hy kan demand geld, wapens. Hy het die reg om te sê, hy is die slagoffer en daarom mag hy aan ander doen net wat hy wil. Selfde hier met hierdie swart regering, met die swartes in die land. Hulle is die slagoffers van apartheid en daarom mag hulle maak wat hulle wil. Hulle is die slagoffers van apartheid en daarom mag hulle skadevergoeding eis van die blankes, al is dit 30 jaar verder. Hulle is die slagoffers van apartheid, hulle is so benadeel deur apartheid, dan kan hulle grond vat. Hulle is die slagoffers van apartheid en daarom is dit reg as hulle plaasboere vermoor. Kan julle sien die ooreenkoms? En dan die laaste een wat Gideon Levi nou vir ons daar sê, is dan die dehumanization of the Palestinians. Menende, dis die mense nie. So as hulle skiet op vrouens en kinders en bomme gooi op vlugtelingkampe en op die stede daar, it's not a problem, they are not people. They are not human, they are cattle. Hulle is die goyim. Hulle is soos beeste. Hulle kan geslag word vir bepaalde doeleindes. Die middel heilig die doel. Ons kry dieselfde in Suid-Afrika. Die blanke is nie eintlik 'n mens nie. Ons het in die laaste tyd gesien dat daar bekende swartes is wat praat van die blankes as honde. Hulle is nie mense nie. Daarom is hulle nie geregtig op menseregte nie. Hulle is sulke groot apartheidsmisdadigers, hulle en hulle kinders en hulle kleinkinders en hulle agterkleinkinders, dat hulle geen regte mag hê nie grond nie in die ekonomie deelneem nie kontrakte kry by die regering nie, hulle mag eintlik nie werk nie, hulle moet eintlik honger sterf, hulle mag nie hulle kinders groot maak nie, hulle mag nie skole hê nie, alles. Hier het ons te doen met 'n psyop. Dit is 'n psychological operation en dieselfde beginsels wat die Joodse staat gebruik om homself te regverdig om volksmoorde uit te voer op sy bure, of dit nou Libanon is, en of dit daar in Iran is wat hulle bom, en of dit op Gaza is, it's the same difference. Hulle mag, en dan werk hulle op hierdie spesifieke 3 beginsels. En daarom sien ons hierdie 3 beginsels ook in Suid-Afrikaanse regering. Presies dieselfde beginsels wat 'n bietjie gemodify is om die swart massas so te motiveer en op te sweep sodat dit hulle op 'n stadium kan oorgaan tot die slagting van blankes. So jy moet mooi kyk waar dit vandaan kom. So volgende keer as jou predikant die Jode goed praat daar in die kerk en sê die Jode moet absoluut ondersteun word, sies tog, want dit gaan so swaar met hulle, dan moet jy vir hom verduidelik, my maat, jy's gebreinspoel. Jy's heeltemal gebreinspoel deur die CIA, MI6 en die Mossad. Iemand moet vir jou help. Jy moet vir die predikant sê, hy moet hom sy bietjie sy huiswerk gaan doen. En ophou om aan jou twak te verkondig. Hierdie is 'n psychological operation, wat baie fyn uitgedink is, en wat dan gebruik word om misdade te pleeg en daarmee weg te kom. Of dit nou diefstal is, korrupsie, verkrachting, plaasmoorde, volksmoorde, ekonomiese moord van 'n volk, taalmoord van 'n volk, it really doesn't matter. Hulle mag, hulle is victims, hulle mag, hulle is die regmatige eienaars van die land, hulle mag. Dink bietjie mooi wat Deborah weer vir jou sê, né?